17 Augustus. Laat ons in die kruis van Christus roem. Nie op talent of invloed roem nie. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in alle ewigheid. 1 Petrus 4, vers 11. Christus is ons voorbeeld, en diegene wat Christus volg, sal nie in duisternis wandel nie, want hulle sal nie hulle eie sin soek nie. Hulle lewensdoel sal wees om God te verheerlik. Maar hoeveel, aan wie middele en invloed as talente toevertrou is, het die patroon uit die oog verloor en die standaard van die wêreld gevolg. Manne en vroue aan wie 'n oorvloed van geld, huise en grond toevertrou is, voed hulle kinders op om ledig en selfsugtig te wees. Sodoende word hulle vir hierdie lewe nutteloos en vir die toekomstige onsterflike lewe ongeskik. Die jong mense van vandag word opgevoed om te glo dat dit geld is wat die man maak. Ons krag lê nie in ons talente, ons opvoeding, ons middele of ons populariteit nie. Dit lê in selfopoffering, ons gewillige gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Diegene wat waarlik alles aan hom oorgee, sal 'n sterk invloed hê en sal ander saam met hulle dra, omdat hulle in die lig wandel. Breinkrag sal onbevoegd wees. Koopkrag sal min by God tel. Maar die krag van die hart, deeglike godsvrug, nederige getrouheid, sal so 'n groot invloed hê, dat dit onweerstaanbaar sal wees. Sal ons nie sonder voorbehoud aan God toevertrou nie? Christus, die koning van heerlikheid, het hom as losprys vir ons gegee. Kan ons iets van hom weerhou? Sal ons onwaardige self te kosbaar ag, ons tyd en eiendom te waardevol om aan Jesus te gee? Nee, die diepste eerbetoon van ons harte, die waardigste diens van ons hande, ons talente, bekwaamheid en middele, alles is as offer te swak om aan hom te gee wat vir ons geslag is en wat ons vir God met sy bloed uit elke stam en taal en volk en nasie gekoop het.